As ek het geen aankondiging nodig nie, dis Poppekas, so julle is baie welkom om hier voor te kyk. Lyk asof hier meer kinders is as groot mense vandag. Sjoe. Hallo. Welkom. Dis hy. Kyk ons tog daar vir die meisies ook 'n kussentjie is om op te sit. Gee vir daai dogtertjie 'n kussentjie hierdie kant. Hierdie kant. Dis hy. Jy moet op die mat en 'n kussing hê. Dis verskriklik koud, lyk dit vir my. 'n mat en 'n kussing? Mat en 'n kussing, baie welkom Jan. Ons gaan nou vir jou groet. Is jy reg om vir Jan te roep? OK. Ek gaan tel tot by 3 en dan 'n lekker harde roep vir Jan. 1 2 3. Ek sê reg storie. Ja, dit klink ook nie vir my so. Dis koud. Dit klink nie vir my so lekker nie. Julle sal 'n bietjie beter moet doen, né? Nee? Gelyk. Wie is die kaptein hierso? OK, met een been. Ja, ek kom met halfpad. Ek kom. Alright, kom ons draai weer. Moet ons jou roep of is jy right? Ek dink ek kom. OK. Ek is op pad. Jy vat 'n bietjie lank, jy weet ons is bietjie op 'n tydskedule. Ek moet reg trek. Jan. Wag, ai. Hy vat net heeltemal te lank. Dan gaan ek nou weer baie kort moet praat want dis hy. OK, bly net so, jy's perfek, ja. Amper was jy laat gewees. Ja, dit is ja. OK, maar ons is bly jy is hier en betyds en binne. Hallo maatjies. Hallo. As jy 2 maatjies. Nee, hier's heelwat maatjies, baie maatjies. 1 2 3 4, hier's baie maatjies. Ek kan nie tot by 5 tel. So, is miskien meer as 5 maatjies. Maar van 5 gepraat, verjaar jy nie een van die dae nie? Ja. Oor 5 naggies. Oor 5 slaapies verjaar jy. Ja. Kan nie wag. Dit is 'n lekker geleentheid. Ek kan dink. Ja. Wie het al verjaar? Iemand het hier wat ons vandag sjokolade vir hier's 'n klomp wat verjaar het al. Nee, wie het al ooit verjaar? Almal het al verjaar, ja. So almal was al opgewonde. Ja, baie opgewonde. Julle kan nie glo opgewonde as ek nie, want ek het die naweek gesien hoe ouma by die huisie loop met my geskenk. Okay, so jy het jou geskenk gesien nog voordat jou verjaardag is. Ja. Nee. Wel, okay. Ek het gesien ouma loop in en ons koop nooit by spaargoed nie, want oupa sê hou nie van daai breinsakke nie want hulle is skeer blykbaar. Okay. En toe kom ouma met een van daai breinspaarsakke in. Jy sal nie glo nie. Ek dink is my geskenk. Okay, dan dit klink of jy gaan kos kry of wat dink jy was binne? Hoop nie so nie. Dis 'n bluf, né? Wat? Ja. Ek weet ouma, né? Sy steek altyd die geskenkies bo in haar kas weg. Het julle al geskenkies bo in die kas gekry? Julle moet daar gaan kyk. Hulle sit dit in hulle karre weg. Okay, so daar is ook 'n plek om te gaan soek as jy ooit jou geskenk soek. Dis moeilik. Sy ma en pa sit dit in die kar weg. Okay? Maar ouma steek dit in die kas weg. Die kas want die trekker het nie deure nie. Okay. En toe klim ek, julle weet mos hoe lyk 'n kas, hy lyk eintlik soos 'n leer. Toe klim ek daai kas se goeders tot bo en toe gooi ek die geskenkie af tot op ouma se bed en toe julle sal nie glo nie. Maar is nog jou verjaardag nie? Ja, maar ek wou weet. Okay. Is dit trok? Ek is baie bly, maar trok. So jy het nou klaar jou persent oopgemaak nog voor jou verjaardag. Jy kon nie wag nie. Ja, ek het al batterye ingesit en alles. My jene. En nou waar is die trok nou? Hy's weer terug in die kas. O my jete. Maar jy mag nie vir ouma sê nie. Dit gaan nie. Nee. Mondjie. Dit gaan nie vir ouma sê nie. Nou was daai trok dalk nie eers vir jou bedoel nie. Dalk het sy dit vir 'n ander seentjie gekoop en dan is dit nie eintlik eers jou verjaardag persent nie. Het jy al ooit daaraan gedink? Nee. Nou wat gaan jy maak op jou verjaardag as jy verjaar en jy kry nou nie daai trok nie? Dis dalk nie vir jou. Ek weet nie. Wat dink julle moes Jan gedoen het? Ek is nou hartseer. Hy moes dit gelos het vir 'n verrassing. Ja. Alright. Wat dink julle moes hy gedoen het? Hy moes bietjie gewag het. Hy moes gewag het.
Dis nou glad nie lekker nie. As hy gaan verjaar oor 5 dae, Jan, dis waar, jy moet uitkom wat ek jou vertel. Ek wil nie hoor nie. Ek kan dink jy wil nie hoor nie, ja. Ja. Dis baie beter om te wag, want nou gaan dit nie eers lekker wees as hy sy Imagine- persent oopmaak nie. Imagine ouma het dit vir Mimi gekoop. Ja, moenie so kap nie. Die My man kop is okay. die kind is bekommerd oor jou Moenie kop wat so stres nie. kap. Okay, sy kop is alright. Sy kop is alright. Dis hoekom ek vergeet het om te kyk wie se is daar 'n naam op, ek weet nie. Maar Tanya, Ja, ai. ek is nou, wat noem mense dit? Teleurgestel. Teleurgesteld, Ai. ja. Maar weet jy wat, ek wil gou-gou vir jou en vir die maatjies vertel, nê? Dis presies hoe Jesus met ons werk ook, nê? Partykeer raak ons ongeduldig, ons wil iets nou hê, nê? En ons is kwaad. Ja. Maar hy leer vir ons om te wag, nê? Partykeer vat dit baie lank voor daar goeie goed in ons lewe gebeur, Soos my verjaarsdag. soos jou verjaardag, nê? Maar moenie ongeduldig raak nie, nê? So jy moet verskriklik lank wag, nê? Gaan jy kan uithou? Jy gaan maar kan uithou. Ek het in ouma se kas vir 'n geskenkie. Ons moet maar uithou, nê. So partykeer moet ons nie so kwaad raak nie en ons moenie so hastig wees nie. Ons moet bietjie rustig wees. Wat is 'n lekker woord vir rustig? Wat is daai woord? Slaap. Ja. Ons moet bietjie slaap sê hierdie Wat ouetjie. geduldig. Geduldig. Rus 'n bietjie, chill 'n bietjie. Ja, okay. Okay. So volgende keer moenie gaan soek vir jou persent nie, ook nie in die kar nie. Ek kon nie wag nie. Okay, ek weet. Maar nou gaan jy dalk leer om Ek te sal- wag. Ja, ek is nou sommer teleurgestel. Okay. Vir alles jy sjokolade kry na kerk, dan moet jy wag. Jy moet die hele kerk lank wag voordat jy daai sjokolade kan kry. Okay, so jy gaan moet wag en hy koekies moet eet na die tyd. Ons moet wag. Maar ek Okay, kook nie, ek sal hou nie nie van vir jou. kokke. Dis reg. Nou toe. Wie van julle wil vir ons bid vir oggend? Is daar iemand wat wil bid vir oggend? Philip, wil jy bid? Nee, bid nie. Wil jy oogies kom toe hou? Okay, kom hou jy oë toe. Ons het 2 oë, wil jy bid? Oogie toe hou. Okay. Hou daardie been Ek vas. het Hou sy net skoen 2 vas. Daar's hy. Okay, toe maar iemand wil ook jou ore toe hou dat jy jou hare, Wat? jou kop vashou. Maar jy moet bid, Jan. So jy moet net sy mond bietjie oop hou. Ek nie my mond toe hou nie. Okay, dis reg. Almal van julle oogies toe, kom ons maak vir oë toe. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag gaan praat oor geduld en jammer dat ek nie geduldig was nie en ook ek jammer ook vir ouma en ek bid dat U my sal seën met my verjaarsdag en dat U saam met ons almal sal wees, dat ons geduldig sal wees en sal wag op U tyd en nie op ons eie tyd nie. Amen. Amen. Baie Amen, dankie. Maatjie. Ek hoop maar daai trok is vir jou bedoel Ek ook. en dat Mimi nie die trok gaan kry en jy dalk 'n beertjie nie. Dit sou nog sleg wees want sy het 2 maande terug verjaar en sy het 'n pophuis gekry. Ja, Ja. dankie. Dankie Jan. Julle het my nie baie gesien nie. Bye Jan. Bye. Dis hy. Ons is nog steeds in die boek van Markus. Ons het so 2 weke terug met die boek van Markus begin en ons lees bietjie deur hierdie evangelie en die stories wat van Jesus daarin vertel word en ons is vanmôre in Markus 5. Verlede week het ons Markus 9 met mekaar saam gelees en vanmôre gaan ons na Markus 5 kyk. Nou, wanneer ons Markus 4 en 5, julle sal sien daai 2 gedeeltes of daai gedeelte van Markus praat baie oor wonderwerke en werke wat Jesus gedoen het terwyl hy hier op aarde was. Ons sien spesifiek in Markus 4 en 5 'n aantal wonderwerke, party van hulle baie dramaties wat Jesus gedoen het, ander weer baie rustig en kalm, sommer so in die gang van die lewe wat hy dit gedoen het. En interessant genoeg, eers sien ons in Markus 4 dat hy baie krag en mag gehad het oor die storm. Jesus het die storm stil gemaak. So dis 'n baie dramatiese wonderwerk wat hy gedoen het. Aan die begin van Markus 5 sien ons dat hy 'n demoon uitgedryf het, wat ook verskriklik dramaties is en groot is en iets wat ons nie elke dag sien nie.
En dan die twee gedeeltes wat ons vandag, of die een gedeelte wat ons vandag gaan lees, met twee stories, waar hy siekte en dood dan op die einde van die dag in die gesig staar en oorwin. So eers die storms, hy's God van die natuur, hy's God van demone, van geeste, van bose geeste, hy's bo die bose geeste, hy het mag oor hulle, en dan ook oor siekte en dood. En dood is waarskynlik die ergste ding wat ons in die gesig staar, is dood. En hy kom wys ons vandag ook dat hy autoriteit het tot in die gesag, bo oor die gesag van die dood, dan op die ou end ook. So, wat ons uit hierdie ook uit aflei, is dat Jesus nie in 'n boksie geplaas kan word nie. Daar's nie net een manier waarop hy wonderwerke doen nie. Daar's nie net een manier waarop hy genees nie. Baie verskillende maniere, deur verskillende persone. Ons kan nie sy tydsberekening, ons kan nie sy manier en sy wyse ooit in 'n boks plaas en verstaan nie. Jesus is groter en beter as wat ons verstand is. En vanmôre spesifiek gaan ons dan oor die tyd kyk. Dis hoekom ons 'n uurglas het, ek het hom spesifiek nie omgedraai nie, want dan gaan ek in 3 minute se tyd dalk moet klaar wees. Maar ons het baie simbole van tyd vanmôre, want ons gaan juis praat oor Jesus se tydsberekening. Nou die twee stories wat ons met mekaar gaan saam lees, is in Markus, ek wil hy nou nie inbeweeg nie, Markus 5 tot 1, vers 21 tot 43, wat ons met mekaar gaan saam lees. Dis weer twee stories wat so hand aan hand met mekaar staan. Twee stories wat in hierdie twee vers, in hierdie teksgedeelte back to back met mekaar is. Die twee stories weet ons het met mekaar te doen, want ons sien dat die getal 12 in albei van hulle teenwoordig is. So weer eens, as ons praat oor tyd, die een gebeur 'n vrou wat al vir 12 jaar lank met hierdie siekte sit, met hierdie kondisie sit, en die tweede een is 'n meisie wat 12 jaar oud is. Met ander woorde, so lank soos wat sy lewe, hierdie meisie, het die vrou alreeds hierdie kondisie in haar lewe. So die getal 12 wat baie interessant is, wat dan na tyd verwys. Nou voordat ons dit met mekaar saam lees, gaan die storie eintlik oor 'n gelowige, 'n baie bekende figuur, Jairus, wat in die gemeenskap is. Gelowige, hy werk in die sinagoge, hy volg die Here en hy is bekend aan die Here. En hy kom na die Here toe en hy het 'n krisis. Ons sien daar, as ons dit met mekaar saam lees, hy pleit, hy sê sy dogtertjie is op haar einde, sy gaan dit nie maak nie, dis 'n verskriklike krisis in sy lewe. So tyd is vir hom verskriklik belangrik, want hier is iets groots. Jy kan dink hoe gaan 'n pa of 'n ma voel as jy besef, jou kind het net 'n dag of 2 om te lewe, hoe hanteer jy dit? So baie angstig wat hy na die Here toe kom en met groot erns by die Here pleit. Maar voordat die Here by sy huis aankom, voordat Jesus by sy huis aankom, is daar 'n vertraging. Is daar 'n vrou wat in die pad kom staan en wat eers sy aandag verg, en Jesus stop en hy gee aandag aan haar alvorens hy na Jairus toe gaan. En daai vertraging, dink ek, is iets wat ons baie keer in ons lewe agterkom. Baie keer het ons te doen met 'n vertraging, en vertragings kan ons redelik agtersit, kan ons redelik ontstel. Weet nie wat in jou lewe het al baie lank gevat nie. As jy op 'n vlug moet gaan, en skielik word die vlug gekanselleer as gevolg van weeromstandighede of wat ook al. Ons het al so tragiese situasie gehad, toe ons moes vlieg, wat 'n vlug gekanselleer is, jy sit gestrand, jy kan dit amper nie glo nie, jou hele planne word in die wiele gery. 'n Sportwedstryd, wat uitgestel word as gevolg van reën, hoeveel keer boksgevegte, nê, wat jy in die oggend opstaan, 3 uur die oggend, dan kom hy boksgeveggie en hy kom hier en hy is eers 10 uur vanoggend veg die ou en het al daai slaap verloor. 'n Vertraging en ons het net geen beheer daaroor nie. Internet, as jou internet af is, wifi is af, dis nou maar net so, vir week lank het jy nie data nie en kan jy nie die goed doen wat jy normaalweg doen nie, dit vertraag ons, dit stop ons. Kinders, verstaan nie altyd nie, hoekom jy 20 minute laat hulle by die skool kom haal nie, of 'n uur, of hoe lank hulle ook al moet wag nie, hulle verstaan nie dat iets in die pad geval het, wat dalk belangriker was, of wat jou aandag en jou tyd gesteel het nie, hulle kan nie verstaan hoekom ons nie 6 uur eet nie, maar eers 8 uur vanaand eet nie, baie keer is daar hierdie vertragings, wat ongeduld by ons kweek. 'n Bouprojek, die van julle wat bou, sal weet, hy gaan binne 6 maande klaar gebou wees, en dan is dit op die einde 6 jaar daarna, waar daar nog steeds goedjies is wat
wat nie gebeur nie, en jy het net nie beheer daaroor nie. So het ons baie ander vertragings wat ek dink, wat in ons lewe baie ernstiger is, wat net gebreek word, of dinge gebeur net nie, so vinnig soos wat ons wil hê dit moet gebeur nie. En dit kan nogals baie spanning by ons bewerkstellig. En ons praat vanmôre 'n bietjie oor hierdie tyd. So tyd is ongelooflik kosbaar. Tyd is belangrik, maar tyd is op die einde van die dag relatief in God se oë. Dis nie in ons hande nie. God se tyd lyk anderste as wat ons tydsberekening lyk. Kom ons blaai na Markus 5 toe, en dan gaan ons daai gedeelte met mekaar saam lees. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie tyd kan uitkoop om saam met U te spandeer. Dat ons weet U is altyd betyds en U is hier om ook vanmôre vir ons te kom bemoedig en kom krag gee vir die dinge wat in ons lewe dalk vertraag is, wat ons dalk nie verstaan nie en wat ons ongeduldig oor raak en gefrustreerd meer is. Baie dankie dat ons uit U woord uit vanmôre kan lees, en wanneer ons hierdie bekende storie weer met mekaar saam lees, dan besef ons dis ook ons storie. En wat moet ons daaruit leer vanmôre? En hoe moet ons anders na ons lewe kyk en anders gaan wees as ons vandag hier uitloop? Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit U genade. Amen. Markus 5 vanaf vers 21. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog U hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe." Hy het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan, en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarbey gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Sy disippels het hom geantwoord: "U sien tog dat die mense van alle kante af teen U druk, en dan vra U nog: Wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees." Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: "U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?" Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: "Moet jy nie ontstel nie, bly maar net glo." Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê: "Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net." Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: "Talita kum." Dit beteken: "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie, en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee. Baie bekende gedeelte, julle het dit al baie gehoor. Nou ek wil so 'n paar
goed uitlig, 'n paar punte wat alles gaan oor tyd. Daar's baie wat ons uit hierdie storie uit kan haal, maar vanmôre baie spesifiek oor tyd en God se tydsberekening. Ek dink as ons eerlik met mekaar moet wees, dan God se seën en se guns wat ons in ons lewe baie graag wil hê en voorbid, kom amper nooit op die tyd wat ons dink ons dit moet kry nie. Daar's altyd een of ander vertraging of op 'n ander tyd wat die Here dit vir ons gee. Dis asof die Here dit wat ons vra, spesifiek wanneer ons dink ons moet dit kry, dat dit amper nooit so gebeur nie. Maar nog steeds om te weet, God se tydsberekening is perfek. Baie keer as iets gebeur het en jy kyk eers weer terug daarop, dan besef jy, dit het gebeur, al het dit vir jou so gevoel asof dit nie gebeur het nie, en dit was eintlik die beter tyd, as wat ons gevra het dit moet gebeur. God se tyd kan nie beperk word tot aardse tyd, tot horlosietyd nie. God doen dinge op sy manier en in sy tyd, wanneer hy dink die tyd is reg. Hy gaan nie aangejaag word nie. En ek dink iets daarin lê vir ons dat daar 'n vertroue op hom moet wees. En baie keer vergeet ons om regtig op die Here te vertrou en te besef dat hy die een is wat die beste besluite en die beste tyd gebruik. As ons nie volgens God se tyd dinge gaan aanpak nie, dink ek gaan ons baie goed in ons lewe mis. Jy gaan dit mis. As dinge nou gebeur, eerder as wat dit 'n bietjie later gaan gebeur, gaan jy kosbare tyd met God mis. Jy gaan dinge wat daar in jou lewe moet gebeur, groei wat daar moet bewerkstellig word, iets wat jy in dalk moet leer of wat jy moet aan jou geopenbaar moet word, gaan jy mis. God wil iets doen en hy gebruik tyd om dit ook in ons lewe dan te doen. Julle sal weet baie keer vra ons vir jy vra dat jy 'n huweliksmaat moet kry, dat jy wil baie graag trou, jy het vir jou datum opgestel, by 24 wil ek getroud wees. Ek skryf matriek en ek dink, as ek 18 is, gaan ek hierdie matriek kry en ek gaan dit kry. Ek gaan universiteit toe. En hoe die Here baie keer op ander maniere vir ons tyd uitkoop, en as ons later besef ons, dit was eintlik die regte tyd. As ek dit volgens my tyd dwing, dan sou dit nie uitgewerk het soos wat dit moet nie. Nog 'n tyd wat baie belangrik is prioriteit wat ons in hierdie storie met mekaar saamlees. Nou, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, was nie normale bloedvloeiing wat jy elke dag of elke maand kry nie. Hierdie was 'n spesifieke siekte wat sy gehad het, waar sy nie kon ophou bloei nie. En in daai tyd spesifiek, as jy 'n onreinheid gehad het, soos hierdie, bloed was vreeslik onrein, is jy uitgeskuif uit die samelewing uit. Sy was skaam en sy was skuldig. Skuldig gevoel sy hoort nie in die samelewing nie, en hulle het haar ook nie toegelaat nie. Jy mag nooit aan haar geraak het nie, of naby haar gekom het nie. So sy het geen fisiese kontak eintlik in haar lewe gehad nie. En hierdie dag wat sy in die openbaar gaan verskyn, moes vir haar 'n verskriklike vernederende situasie gewees het, om as hulle my sien, gaan hulle my wegjaag, en ek wil in elk geval nie wees nie, want ek lyk nie goed nie, ek is nie rein nie, ek mag nie hier wees nie. Met hierdie skuldgevoelens het sy gekom en tog aan Jesus geraak. En hoe mooi is dit dat Jesus alle wetlike aspekte, reëls wat daar is, breek, omdat hy deernis vir hierdie vrou het. Omdat sy vir hom 'n prioriteit is in sy lewe. Verder is sy 'n vrou, is sy 'n buitestander. Ek wil nie daarop ingaan nie, is ook 'n dogtertjie wat genees is van Jairus. En sy is uitgeskuif uit die samelewing uit. Mense wat nie aldag normaalweg aandag sal gee, soos 'n Jairus wat 'n leier van 'n sinagoge is nie, wat 'n gesiene man is nie. Die Here stop vir Jairus en hy gee aandag aan 'n buitestander wat nie rein is nie, wat nie gesien is nie, wat nie eers 'n naam het nie. Ons weet nie wat haar naam is in die storie nie. Ons weet wie Jairus is. En die Here stop en maak haar prioriteit in sy lewe. En dit wys vir ons iets van God se prioriteit, Jesus se prioriteit in ons lewe. Hy gee aandag waar dit regtig nodig is. Iemand wat se selfvertroue herstel moet word, wat se geloof herstel moet word, eerder as 'n Jairus wat wel al klaar 'n gelowige is, wat dit nie op daai stadium so nodig het nie. God se genade is onverdiend. Dit gaan nie oor jou status nie, dit gaan nie oor wie jy is en wat jy vermag het in jou rang of jou graad nie. God se genade is vir almal en tot almal se beskikking. En hy kom wys dit weer hier vir ons.
autoriteit. Behalwe dat die Here persoonlik is en dat dit prioriteit vir hom is om persoonlik by jou uit te kom, kan ons duidelik sien wat sy autoriteit in hierdie situasie ook is. Jairus pleit vir redding van sy dogtertjie, maar Jesus genees nie, gaan nie dadelik na die dogtertjie toe nie. Jesus weet iets wat Jairus nie weet nie. En ek dink baie keer as jy in jou lewe dink, iets wat nie dadelik gebeur nie, die Here weet iets. Hy ken 'n stukkie van die legkaart wat jy nie weet nie. Hy het inligting wat nie tot jou beskikking is nie. En wat is die inligting wat hy het? Jesus weet hier, ek kan enige tyd, enige plek, Jairus se dogtertjie genees. Dit hoef nie nou te wees nie. Dit hoef nie binne die volgende halfuur te wees of in die volgende uur nie. Ek kan dit doen. En ek gaan dit doen op my tyd. Sy kan daar lê vir 3 ure, reeds dood, en ek kan haar steeds aan die lewe bring, want dis wie hy is. En ons vergeet altyd die autoriteit wat die Here het en die gesag wat hy in sy lewe het. Iets wat hy weet, wat Jairus nie geweet het nie. En Jesus wat oorwinnaar is oor siekte en oorwinnaar is oor dood. Ons besef nie sy autoriteit nie. Dat hy gewag het dat die dogtertjie ook dood is en hy kan nog steeds daar aankom, want dit sou hy vir ons wys dat hy die oorwinning oor die dood ook het. En baie interessant, toe die vrou aan Jesus se kleed gevat het, toe voel hy, die krag gaan uit hom uit. Hy dadelik gesê, die krag is uit my uit, en dadelik was hy genees gewees, onmiddellik. Hierdie groot krag en autoriteit, soewereiniteit, gesag wat hy het, wat tot ons beskikking is. En ek dink vanmôre met watter struggle jy ook al in jou lewe sit, of waarvoor jy ook wag op die Here, om te weet hy kan en hy gaan herstel bring, maar hy weet ook wanneer hy dit gaan doen. Dis nie as hy dit gaan doen nie, hy gaan dit doen, maar wanneer hy dit gaan doen. En om te besef dat die Here se tyd volmaak is. 2 Korintiërs 13 vers, ek het hom nou net 'n bietjie verder aangesit. 2 Korintiërs 13 vers 4 sê, hy is weliswaar deur swakheid gekruisig, maar hy leef deur die krag van God. So is ons ook swak in hom, maar teenoor julle sal ons saam met hom leef uit die krag van God. Hier word Jesus letterlik swak, nee, hy voel hoe die krag uitgaan, sodat die vrou opgehef kan word en sodat sy krag kan ontvang. En dis presies wat aan die kruis ook gebeur het. Jesus moes swak raak, hy moes eers aan die onderpunt wees, sodat ons opgelig kan word en opgehef kan word, en sodat ons die krag kan ervaar. Op 'n stil manier gee Jesus hierdie gesag, sodat ons gered kan word. Hy staar letterlik die dood in die oë, en hy tel haar net so op. Daai woorde is vir my so mooi, Talita kum, haar naam was Talita wat beteken, of nie, haar naam was nie Talita nie, maar Talita, die naam Talita wat beteken dogtertjie. En as jy, ek weet nie wat se troetelnaam jy dalk vir jou kinders het nie, maar as jy hulle in die oggend opstaan, in die oggend moet wakker maak, en hulle moet opstaan, wat is daai sagte woordjie, myne is ongelukkige harde woorde wat jy moet gebruik, en water wat jy moet gooi in die bed skit, ons het deesdae so 'n ding wat ons die matras so op en af skit, sodat hulle kan wakker word. Maar, hierdie troetelwoordjies, dis eintlik wat ons hier moet hoor. Die sagte, rustige manier waarop Jesus net sê, kom Talita, staan op. Die mense dink, of Jesus sê, sy slaap net, maar ons weet sy was regtig dood, want die mense het gelag, want sy was regtig dood. Maar vir Jesus is dit so maklik, ek vat jou net by die hand, en ek lig jou op. Dis hoe hy die dood oorwin. Net, kom aan, staan op. Stilte. Wat doen ons in ons lewe? Ons raas en skree, gooi water, lig die matras op, gaan te kere, stres, is 'n krisis, skree, chaos, teleurstelling, paniek, dramaties. En Jesus doen dit met die rustigheid om te sê, ek het hierdie. Talita kum. Eerstens sien ons sy vaderhart. Ons sien regtig dat hy omgee en dat hy besorgd is. Maar tweedens sien ons hoe maklik dit vir hom is. Om hierdie rustigheid te kan bring. Nou, dink dit moet vir ons dink baie keer hier en nou, ons dink klein, ons dink hierdie is 'n ongelooflike krisis. En Jesus dink ewigheid, hy dink langtermyn, hy dink ek stap saam met jou 'n pad, en so mooi dat hy sy hand uitsteek en sê, stap
saam met my die pad. Ek wil jou nie net genees nie, ek wil jou nie net hier oplig, ek wil nie net hierdie dramatiese ding doen nie, maar ek wil saam met jou op pad stap en met jou 'n verhouding hê. Dis hoe persoonlikheid kom en om te sê, ek moes gewag het sodat jy dood is, sodat ek jou net weer by die hand kan vat. En wat doen die mense daar rondom? Klaar, seker hierdie gehuurde begrafnissangers wat hulle hier gehad het. Kla en ween en huil en gaan te kere, dit moet dramaties wees. En die Here sê, met my stilte, ek kan dit dramaties doen, ek het sopas demone uitgedryf in Markus 5 en 'n storm stil gemaak, maar ek kan dit ook in die rustigheid en die kalmte in 'n ekstra tyd doen. Op 'n sagte manier kom praat met ons. Wat is baie mooi vir my, wat hier uitstaan, is dat Jesus meer gee as wat hulle gedink het. Hy gee meer vir hierdie vrou wat van bloedvloeiing genees is. Onmiddellik is haar bloedvloeiing genees, maar hy gee vir haar geloof. Hy gee vir haar 'n lewe. Hy gee vir haar selfvertroue om in die gemeenskap te kan gaan. Regdeur Markus sien ons hoeveel keer dat hy die disippels gesê, moenie gaan sê nie, moenie vir die mense vertel nie, tyd is nog nie reg nie. Vir haar sê hy dit nie. Hoekom sê hy dit nie vir haar nie? Want hy wil hê, sy moet uitgaan in die gemeenskap. Hy wil hê, sy moet weer selfvertroue hê. Hy wil hê, sy moet weer kan opstaan, en sy moet die wêreld kan face, en sy moet kan voel, ek het meer gekry, as net my siekte wat gestop is. Ek het weer 'n doel in my lewe gekry, 'n opstaan. Jesus gee vir haar meer as wat sy kry, en meer as wat sy gedink het. Vir Jairus ook. Jairus vra net, breek my koors, my dogtertjie se koors, maak haar net gesond. Hy gee meer. Daai ekstra tyd wat hy vertraag het in Jairus, het hy Jairus se geloof gebou, om te besef, hy kan selfs die dood oorwin. Nie net siekte, nie net 'n koors breek nie, maar hy kan ook die dood oorwin. Maar wat vra dit van my en jou? Ook meer as wat jy gedink het. En ek dink hierdie is vir my die krits van vanmôre, as ons na hierdie storie kyk. En dit gaan weer oor 'n langtermynverbintenis wat die Here met ons wil maak. Onmiddellik het hy genees, onmiddellik het hulle opgestaan, onmiddellik het die bloeding gestop, as jy weer gaan kyk na daai teksverse. Maar vir altyd is hulle genees. Onmiddellik het dit gebeur, maar sodat hulle vir altyd genees sou wees, nooit weer sou terugkyk nie. En dink 'n bietjie, die Here kom doen dinge in ons lewe, hy gee vir ons meer as wat jy voorgevra het. Jy vra, red my huwelik, jy vra, maak my kind gesond, jy sê, help asseblief dat ek deur hierdie moeilike situasie moet kom, of hierdie vergadering, of dat hierdie groot krisis uit my lewe uitgaan. Maar in daai tyd wat ons wag op die Here, gee vir ons meer, maar hy vra ook meer van jou, as wat jy gedink het. Jy het gedink, ek bid een keer, en die Here genees. Maar die Here vra dat jy aanhou bid, nie ophou bid nie, meer vertrou, meer van jou hart gee, verder met hom die pad stap, as wat jy gedink het. En ek dink iets in daai besef ons nie. Ons lewe in 'n samelewing waar ek wil nou die knoppie druk en ek moet nou kom. Die Here sê, as ek een keer bid en hy genees, gaan ek ooit weer terugkom. Gaan ek met hom die pad stap, want dis wat hy wil hê met ons moet gebeur. Hy gee meer as wat jy gedink het hy vir jou gaan gee, as wat jy voorgevra het, maar hy vra ook meer van jou. As net een gebed, of een knoppie druk. Hy vra 'n langtermynverbintenis. Dis wat die Here in ons lewe kom doen. Geleentheid. Autoriteit, prioriteit, geleentheid. En dis wat vertragings baie keer in ons lewe kom doen. Dit gee vir ons 'n ekstra geleentheid, ekstra tyd saam met die Here om saam met hom ook te spandeer. Jesus wil vir ons iets wys. En daarom gaan hy stadiger en ons raak ongeduldig. Maar nie omdat hy dit nie kan doen nie. Vir ons raak ongeduldig omdat ons dit nie nou kry nie. Dink 'n bietjie mooi. Hoekom sal ons vir Jesus aanjaag? Hoekom sal Jairus vir Jesus aangejaag het en gesê, kom nou na my huis toe, want ons moet nou dit gaan doen. Jesus wil hê hy moet nog eers sien hoe genees hy 'n vrou van bloedvloeiing, hoe stap hy saam met mense, hoe doen hy meer as wat Jairus se dogtertjie net genees sou word. Hoekom sal ons antwoorde en beslissings en uitkomste aanjaag wanneer dit ons meer tyd gee om met die Here te kan spandeer? Wanneer ons by die bed kan sit en hy kan sê, Talita kom, vat my hand. Ek sit vandag by jou bed, in jou krisis,
En ja, dit gaan lank vat, maar ek is hier vir die langtermyn. Hoekom sal ons dit aanjaag? Hoekom sal ons hier sit en dink 10 uur moet die kerk klaar wees? Hoekom sit ons 'n bietjie langer nie? Hoekom jaag ons dit aan? Hoekom jaag ons die kosbare tyd aan wat die Here vir ons ekstra gee om nog meer tyd met hom te spandeer, om nog meer uit sy woord uit te lees? Hoekom is Bybelstudie en bid die kort deeltjies van ons dag? Die vinnige oggend en die vinnige aand. Maar die res van die tyd stres ons en die res van die tyd is daar krisisse en ons slaan vure dood. Hoekom is ons prioriteit nie ook anderste, dat ons meer tyd spandeer aan die woord en aan bid en aan Bybel lees en gelowiges, saam met gelowiges verkeer, mekaar ondersteun, as wat ons krisisse en vure wil doodslaan nie. In daai spasie gebeur daar iets. En hoekom sal ons genesing en treur en hartseer vinniger wil laat verbygaan? Want in dit kom bring die Here vir ons ongelooflike nuwe inligting wat hy vir ons gee. Hy kom bring vir ons sy hart en hy kom bring vir ons sy teenwoordigheid in daai hartseer en daai pyn. So moenie altyd bid dat die Here dinge vinnig van jou af moet wegvat nie. Moenie bid dat 'n krisis moet doodgesmoor word en weggedryf moet word nie. Daar kom wys hy vir ons iets nuuts daarin. Geduld is wat hy vir ons wil lees. Wat hy vir ons wil leer. En vir my 2 Petrus 3 vers 8 tot 9 is een van die verse wat ek ongelooflik lief vir is. En Markus, onthou, het Petrus waarskynlik hierdie Petrus geskryf, want hy het saam met Petrus hierdie reise gedoen en saam met hom op weg gewees en hy was die scribe, die skriba gewees wat al Petrus se reise neergeskryf het. So waarskynlik hierdie wat ons in Petrus lees is Petrus se aksies, maar Markus se geskrewe woorde. Laat hierdie een saak egter nie by julle verbygaan nie, geliefdes. By die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die belofte uit soos party mense dink nie. Hy gaan dit nog steeds doen. Hy het beloof. Inteendeel, hy's geduldig met julle omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Die Here het ongelooflike geduld met my en jou. Ongelooflike geduld. Hoekom is ons dan so hastig met hom? Hoekom is ons so hastig om nou dinge by hom te wil laat gebeur in ons lewe? As ons dit in ons eie lewe toepas, en hiermee wil ek afsluit, is Jesus dalk besig om iets in jou lewe uit te stel of op ys te sit, sodat jy meer op hom sal vertrou. Dalk is dit daai vertroue wat hy by jou wil kom kweek. Want vertroue koop eintlik vir ons tyd. Vertroue red nie die situasie nie. Vertroue los nie die probleem op nie. Vertroue maak nie dat ons nie teleurstellings gaan hê in die lewe, dat daar nie spanning gaan wees nie, dat daar nie verkeerde goed gaan gebeur nie, dat huwelike nie gaan opbreek nie, dat mense nie in krisisse gaan beland nie. Dit vat dit nie weg nie om op die Here te vertrou nie. Maar dit koop vir ons tyd. Dit gee vir ons tyd met die Here. Dit help ons om rustiger en kalmer te wees wanneer daar krisissituasies is. Dit is amper soos om 'n pilletjie te vat. Maar 'n pilletjie wat ons weet werk en wat vir altyd tot ons beskikking is. Rustigheid en kalmte. Ek dink baie van ons wat deur krisissituasies gaan, ek wil vanmôre ook vir jou sê met jou kinders. Chill 'n bietjie. Raak 'n bietjie rustig. Alles is nie 'n krisis nie. Alles is nie stres en drama en rukkie hoender nie. Dis raak rustig en kalm en blaas 'n bietjie asem uit. Die Here wil daai ekstra tyd met ons kom koop. Wat ons eerstens in ons lewe moet besef is, die Here wil hê ons moet op hom en op sy tyd en sy manier en sy planne vertrou. Jy is nie in beheer nie. Laat vaar hoe jy gedink het die situasie gaan uitspeel. En laat vaar wanneer jy gedink het die situasie gaan uitspeel. Dit gaan uitspeel. Die Here beloof dit vir ons, maar wanneer hy dink dit is goed en op sy perfekte tyd. Dit gaan nie oor net wat God vir ons kan doen nie, maar ook wat wil die Here hê moet jy doen. En daarom meer as wat jy gedink het gaan hy doen, maar hy vra ook baie baie meer van ons. Geduld, vertroue en op die ou end van die dag om ons lewe op hom te bank. Ek
dink as mens mooi vir jouself gaan afvra, hoekom het die Here nie gouer in jou behoeftes kom voldoen nie? Of vroeër die oplossings gebring, vroeër die tekens gewys nie. Ons wil teruggaan in tyd en sê, hoekom het dit so gebeur? Hoekom het hierdie slegte ding gebeur? Kon ek nie maar al 10 jaar terug geweet het dat dit 'n swak besluit gaan wees, of dat ek in my nie moes bevind het nie. Die Here koop hy tyd uit, sodat ons met hom 'n paadjie moet stap. En hy gee vir ons daai tyd, sodat daar iets anders in ons moet gebeur. As ek na Dawid se lewe kyk, Dawid was eendag die koning, die volgende dag word hy gejaag en word hy, jy weet, moet hy wegkruip vir sy lewe. Eendag sit hy op 'n troon in die publiek, ander dag is hy in 'n grot. Dis die lewe. Dit het met Dawid gebeur. Tyd kan in 'n oomblik kan dinge verander in ons lewe, wat ons nie beplan het nie, wat ons nie voorgewens het nie. En in daai oomblik wil die Here sê, is jy voorbereid? Het jy voor die tyd al met my 'n pad gestap? Want dan gaan jy in daai krisissituasie baie beter kan hanteer. Baie mense, dit het met Dawid gebeur. Dawid het 'n pad met die Here gestap, sodat hy nie krisis was toe dit met hom gebeur nie, maar dat hy kon wegkruip in die Here en geweet het dat die Here is nou daar. Baie van ons beland eers in die krisis en dan besef ek ook, ek is dalk nou in daai krisis. Ek het nie voor die tyd my tyd benut saam met die Here nie. Ek is nou in 'n krisis. En ook vir jou kom sê die Here in Psalm 31, soos hy vir Dawid gesê het, ek is by die wat hartseer is. Ek is by die wie se bloed vloei. Ek is by die wat siek is. Ek is by die wat buitestanders is, wat sondaars is, wat almal van ons is. Ek is by julle en my hart is by julle. Ek het autoriteit ook oor jou krisissituasie waarin jy jou bevind. En wanneer so mooi, sy is nou nie vanoggend hier nie, het vir my gister so TikTok gestuur ook, van 'n pa en 'n kind, en hoe hulle hierdie toets gedoen het. Die pa sê aan die begin van die video, sê hy, onthou nou, as jy ooit in 'n krisissituasie is, roep my, ek is daar, jy weet, luister na my stem, ek gaan by jou wees, moenie vergeet nie. Hy sê so 3 goed het hy gesê. En op die einde van die dag, toe sy nou geblinddoek en sy loop nou, en haar pa sê vir haar, stappie 1 stappie, okay, nou tweede stappie, nou dit, en toe, skielik is daar iemand anders wat praat en sê, en die pa hou op praat, en die ou wat nou die hele oefening nou lei, hy begin met haar praat, en hy sê vir haar, hoorie, jy is nou op 'n vreemde plek, is jy alright? Sy sê, nee, ek is bang, ek hoor nou nie meer nie. Hy sê, okay, maar kom nou saam met my links, stap nou links, gaan jy na my luister? Ja, sê sy, en die pa soos staan hier en dink, hoekom luister sy na daai, en hy het gesê, luister net na my stem. En sy stap en op die ouend is sy in 'n gat en sy staan voor 'n boom. En nou sê die stem ook vir haar, waar is jy nou, dink jy is op 'n goeie plek? Nee, ek wil nie hier gewees het nie. En hy vra vir haar, onthou jy wat in die begin die instruksies was, wat jy moes gevolg het? En sy dink mooi en sy sê, ja, papa, is jy hier? En hy sê, ja, ek is hier. En dis presies wat in krisissituasies in ons lewe ook gebeur. Hy's daar, maar roep hom aan. Wanneer jy dalk nou ook in 'n krisissituasie is, om hom nog steeds te kan roep, en dan te erken, in daai tyd, miskien is daar iets wat ek verkeerd gedoen het. Miskien is daar iets wat ek moet verander in my lewe. Miskien het ek my vertroue op verkeerde dinge in my lewe geplaas. Die Here is altyd daar. Hy gaan nie weg nie, en hy kan. Maar sy tydsberekening leer ons om geduldig te wees. Kom ons sluit ons oë. Here, ons wil vanmôre vir u kom jammer sê dat ons so ongeduldig is met u, en dat ons ongeduldig is met dinge wat in ons lewe gebeur. Frustrasies, teleurstellings, vertragings, uitdagings wat ons in die gesig staar. Here, mag ons ook hierdie moeilike tye in ons lewe sien as ekstra tyd met u. Tyd wat ons kan uitkoop om meer op u te kan vertrou. Here, dankie dat u meer en meer en meer kom doen as waarvoor ons vra in ons lewe. Meer as net om 'n klippie uit die pad uit te rol. Meer as om net 'n krisis te stop. Meer as om net 'n probleem op te los. U kom gee vir ons u lewe. U kom gee vir ons u hart. U kom gee vir ons u hand. En u wil met ons die pad stap elke liewe dag. Here, dit vra ook meer as wat ons voorop gesaai het baie keer. Ons het gedink, ons vra net en ons kry. En u gee net onvoorwaardelik. Maar Here, u wil graag hê dat ons daagliks met u die pad moet stap. Deur krisisse en ook deur goeie tye. Dankie Here dat u tyd nog steeds perfek is.
en mag ons berus by u goeie tydsberekening in ons lewe. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen.